En dan weet ons nie meer hoe om vorentoe te gaan nie. En vanoggend gaan ons lees in 2 Konings 4, en as jy die woord saamgebring het, wil ek jou nooi om asseblief daarheen te blaai. 2 Konings 4 vers 1 tot 7. Die Here het vir my so kosbare deel hier kom uithaal vanoggend, en my gebed, ek voel vanoggend baie, as ek die Engelse woord kan sê, vulnerable. Want dit is so 'n groot woord. En my gebed is vandag, dat julle presies elke een van ons sal ervaar, dit wat hy vanoggend vir my of vir jou wil bring. Want kom ons wees eerlik, wie van ons het nie al op 'n stadium leeg gevoel nie? Wie het nie al gevoel, I've come to the end of my means? Nou weet ek nie meer nie. Wie het nie al gevoel, ek sien nie meer 'n toekoms nie? Wie het nie al gevoel, ek weet nie hoe gaan ek vir my ou dag sorg nie? Wie het nie al gevoel, ek weet nie hoe gaan ek vanaand kos op my tafel sit nie? Wie het nie al gevoel, ek weet nie wat die toekoms vir my beplan nie? Wie het nie al gevoel, wat inpas by vanoggend? Here, ek het so baie verkeerd gedoen. Ek het aan die einde van die tou gekom. Ek weet nie meer hoe nie. En daar kom gee die Here vanoggend vir ons sommer skrif vanoggend, woord vanoggend, waar hy klaar vir ons kom sê, ek kom antwoord dit vir jou. 2000 jaar terug, het ek in die kruis gesterf vir jou. Nie waaroor nie. En 'n pastoor het jare terug, het hy so vir ons gesê, sit jou hand so op jou hart. En ek wil sommer nou elkeen aanmoedig. Kom sit net jou hand so op jou hart. Jesus het niks anders in sy gedagte gehad, toe hy aan daai kruis gesterf het, as vir my en vir jou, en vir elke ander mens daar buite nie. So groot is sy liefde vir ons. Mag jy dit nooit vergeet nie. Wanneer jy aan die einde van die tou kom, aan die einde van die means kom, mag jy nie vergeet dat al is daar niks anders, Jesus is daar. Dis wat ek nodig het. Dis hy wat my volmaak. Ek gaan nou my hele boodskap vooruit. So kom ons begin by die begin. 2 Konings 4 vers 1 tot 7 gaan ons lees. En 'n sekere vrou uit die vroue van die profete seuns het na Elisa geroep en gesê, "U dienaar, my man is dood, en u weet self dat u dienaar die Here gevrees het. Nou het die skuldeiser gekom om my 2 kinders vir hom as slawe te neem." Toe sê Elisa vir haar, "Wat kan ek vir jou doen? Gee my te kenne wat jy in die huis het." En sy antwoord, "U dienares het glad niks in die huis nie, behalwe 'n flesie met olie. En hy sê, gaan leen vir jou van buite af kanne, leekanne van al jou bure, leen nie te min nie. Gaan dan in en sluit die deur agter jou en jou seuns toe, en giet in al daardie kanne, en sit weg wat vol is." Sy het toe van hom af weggegaan, en die deur agter haar en haar seuns gesluit, en terwyl hulle vir haar aanbring, giet sy in. Sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seun, "Bring vir my nog 'n kan aan." Maar hy antwoord haar, "Daar is geen kan meer nie." Toe gaan die olie staan. Daarop kom sy om dit die man van God, daarop kom sy om dit die man van God te kenne te gee. En hy sê, "Gaan verkoop die olie en betaal jou skulde van die oorige kan, van die oorige
wat is dit met die leesvermoere? Kan ek net herhaal. Gaan verkoop die olie en betaal jou skulde, van die oorige kan jy en jou seuns dan lewe. Kom ons staan net vir 'n oomblik stil by hierdie karakters wat uitstaan hier vanoggend. Die eerste een wat vir my uitstaan is die man. Wat 'n onbekende man is, hy het nie 'n naam nie, maar ons sien hierdie man het die Here gedien. Hierdie man wat oorlede is, het die Here gedien. Hy het die Here gevrees staan daar. Wat beteken dit om die Here te vrees? En vanoggend toe ons hier agter bid, toe Joshua so mooi gesê, die vrees van die Here begin, die wysheid begin daar. Die woord sê, die vrees van die Here begin met die dien van die Here. Die wysheid begin daar. 2 Kronieke 19 vers 7 sê, 'n hart wat God behaag. 'n hart wat God behaag. Hierdie man, kan ons sien, was nie 'n ryk man gewees nie. Waarom sê ek so? Sy vrou en kinders was in skuld. Daar was nie vir hulle 'n nalatenskap nie. Hulle was in skuld gewees. Juis kom die skuldeisers en wil die kinders vat om vir hom te gaan werk. Kom ons kom met die vrou uit, die weduwee, die man se vrou. Iets wat my verskriklik opgeval het is, dat die manier hoe sy van haar man praat, en die manier hoe sy met die Here, by die Here gaan hulp vra het, sê vir my een ding, hierdie vrou is vry van bitterheid. Sy is nie bitter, omdat haar man nou skielik afgesterf het, want dit klink wanneer ons hierdie hele verhaal lees, asof dit 'n skielike dood is. Nou is sy nie verbitterd, omdat sy in die situasie is, waarin sy is, en teenoor die Here, en teenoor haar man nie. Nee, sy praat mooi van haar man, u dienaar, die Here, wat 'n vrees vir God gehad het. En sy gaan, en sy doen presies dit wat die woord sê. In Eksodus 22 vers 22 tot 23 staan daar, julle mag geen weduwee of wees verdruk nie. As jy hulle op 'n enige manier verdruk, waarlik, dan sal ek, as hulle na my roep, hulle geroep sekerlik hoor. Hierdie vrou was 'n gelowige. Sy het presies geweet, toe sy by die einde van haar tou kom, toe sy net kan en niks in haar huis het nie, toe weet sy waarheen om te gaan. Sy gaan na die man van God, na Elisa toe. Nou Elisa is 'n merkwaardige man. Net oomblikke voor hierdie gebeurtenis, waar hy vir hierdie vrou vra, wat kan ek vir jou doen? Wat het jy in jou huis? Waar dit 'n private aangeleentheid is, waar daar nie 'n klomp mense is nie. Net oomblikke voor dit lees ons, hoe hierdie man van God, Elisa, weermagte oorwin, deur God wat hom gebruik. Dis publiek, almal sien dit. Net die volgende oomblik kom hy by 'n weduwee in haar privaatheid. En hy vra, wat kan ek vir jou doen? Sien, baie keer, dan dink ons het platforms nodig. Ons het 'n platform nodig om voor skares mense te wees. Maar eintlik moet ons dit wat die Here vir ons gegee het om te doen, ook in die privaatheid kan doen, wanneer niemand anders dit sien nie. Wanneer dit net is, daar waar die Here jou wil hê. Net 'n klein iets, wat jy nie doen om raak gesien te word nie. Want dit gaan nie daaroor nie. Verlede week ry ons, en 'n dame het uit haar rolstoel uitgeval. En die Heilige Gees sê net so, ons moet hierdie dame help. En ons gaan, en my seun en hulle klim uit die bakkie uit en hulle help, om hierdie dame net uit die pad uit te kry,
Sy het letterlik in die pad geval. En die karre ry by ons verby en pastoor Bux, hulle stop ook al voor ons. En ek is so bewus daarvan dat ons hoef nie groot goed te doen wanneer ons vir die Here werk nie. Ons hoef nie platforms te hê nie. Wanneer hy dit vir ons gee, gebruik dit, want dit is tot sy eer. Maar dit is nie altyd nodig nie. Dit is nie altyd nodig om groot dinge te doen, terwyl hy nie vra dat ons net getrou moet wees in die klein goedjies nie. So, hy is 'n man van God staan daar. 'n Man van God, die eerste man in die woord wat 'n man van God genoem is, was Moses in Deuteronomium gewees. En ons vind dat Elisa herhaalde kere 'n man van God genoem word. Dit was vir my so kosbaar geweest, want ons sien dit weer hier in vers 7. Om te weet, wat is 'n man van God? Baie keer wanneer ons aan 'n man van God dink, dan dink ons aan iemand wat bold is. Iemand wat daar voor staan en sê, die Here spreek. En ja, dit is 'n man van God. Maar ander kere, lees ons vanoggend hier, hierdie man van God, het 'n weduwee gehelp wat nie kruideniers kon koop nie. So, iets interessants wat ek opgelees het hierdie week, wat ek glad nie geweet het nie, is, ons weet dat Jesus die meeste wonderwerke in die woord gedoen het, wat opgeskryf is. Sy wonderwerke is die meeste wat opgeskryf is. En die tweede meeste wonderwerke wat God deur iemand gedoen het, was Elisa gewees. Ek het dit nie geweet nie, so dit was vir my sommer net so 'n stukkie, so bron van inligting wat vir my baie kosbaar was. So hierdie vrou, Elisa vra vir haar, hoorie, wat kan ek vir jou doen? Wat het jy in jou huis? En hoe is dit dat ons baie keer, wanneer iemand swaar kry, dan wil ons so graag vir hulle dit doen. Ja, jy het kos nodig, hier is vir jou kos. Ja, jy het 'n bly, hier is vir jou blyplek. Hier sien ons vanoggend, wat kan ek vir jou doen? Wat kan ek vir jou doen, maar wat het jy tot jou beskikking? Hy help haar nie net nie, hy help haar met dit wat sy tot haar beskikking het. En dit is so belangrik, want dit is belangrik om mense te help, maar as ons hulle help en ons gee vir hulle alles, hoe help dit hulle? My pa het altyd gesê, as jy nie gewerk het vir ietsie, dan waardeer jy dit nie. En dis regtig die waarheid. Ek weet nie, ek het dit net al so baie keer ervaar. Maar tot met Jesus se wonderwerke, as ons gaan kyk na Jesus se wonderwerke, hy het telke male gevra vir iemand wat siek is, wil jy gesond word? Hy het gevra, wat het jy tot by jou beskikking, wil jy? Het jy die geloof? As ek kyk na die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, dan het hy vir haar gesê, wees gerus dogter, jou geloof het jou gered. As gevolg van die geloof wat sy gehad het, het sy gegaan en sy het aan die soem van die kleed van Jesus gevat. Die offisier van die slaaf in Matteus 8 vers 10, Jesus was verwonderd gewees en hy sê dit vir hierdie mense wat hom navolg. Hy sê dat hy nog nooit iemand gesien het, niemand in Israel, wat so 'n groot geloof het. Sien, God weet nie net van ons behoeftes nie, maar hy ontgin ook ons potensiaal. Wat het ek? Elisa vra vir die vrou, wat het jy? En dan is dit baie interessant wat sy sê. Sy sê, ek het niks, maar ek het 'n flesie olie. So ek het nie heeltemal niks nie. Baie keer kyk ons so vas in ons tekortkominge, dat ons mis dit wat ons het. Elisa sê vir haar, gaan leen vir jou van buite af kanne, leekanne van al jou bure, leen nie te min nie. Nou, ons sien 3 goed van hierdie kanne. Gaan leen dit in die eerste plek, in die tweede plek, hulle moet leeg wees, en in die derde plek, moenie te min kanne leen nie. Sjoe,
As ek myself vanoggend in hierdie weduwee se skoene plaas, dan sou ek half gevoel het, skaam gevoel het. Want skuldeiser wag vir my. Mense weet dit gewoonlik. Die posisie waarin sy is as gevolg van leen, is hulle nou daar waar sy is vandag. Met niks in die huis nie, net 'n flesie olie. Trots leen nie kanne nie. Ek sê dit weer, trots leen nie kanne nie. Toe ons in Amerika was, ons het net daar aangekom, was die mense so hulpvaardig en behulpsaam en gasvry en liefdevol gewees. Hulle wil ons net die heeltyd gehelp het. En dan het ons net gesê, nee, ons is reg, dankie, ons is reg. En toe sê iemand eendag vir my, "You're very proud." Ek tog, ek het gedog eintlik, ek het 'n sagte, nederige hart, ek het nie geweet, ek sou proud nie, ek verstaan nou glad nie, hoekom sê hulle vir my, "You're very proud" nie. Want ek het dit nodig gehad, maar ek was te trots om te sê, asseblief. Hoeveel keer wil ons 'n beeld behou, en is ons te trots om te sê, ek het iets nodig. Ons lees hier van 'n wonderwerk wat wag om te gebeur. En wanneer daar wonderwerke gebeur, dan sien ons tot in Jesus se tyd, dat dit nodig is, dat ons gehoorsaam moet wees. En in gehoorsaamheid en in optrede vra voordat dit gebeur. Ons moet van ons kant af ook iets doen. Toe ons op skool was, dan sê ons altyd, ek weet nie of julle dit ook gesê het nie, maar dan sê hulle, jy kan nou nie bid en vra, Here, help my met hierdie eksamen, en dan leer jy niks en jy vat jou boek en jy gaan slaap met jou boek onder jou kopkussing. Ek sien so 'n paar ma's doen dit. So gaan slaap met jou boek onder jou kopkussing en dan dink jy môreoggend het jy al die kennis wat nodig is nie. 'n gym membership, 'n lidmaatskap daarvan. Jy behoort lekker soos ek vir 'n paar maande nou al daaraan. Ek oefen glad nie en dis duidelik sigbaar, maar ek behoort aan die gym. Dit laat my goed voel. Het my goed laat voel om te weet, ek gaan my boek vat en daar onder my kopkussing insit. Maar beteken dit ek het die kennis? Beteken dit ek is fiks? Nee, ek weet dit as ek haar oor die rugbyveld op en afloop. Ek het nou die dag met iemand gepraat, toe sê sy, "Ag, Shame, jy klink so uit asem." Ek sê, "Ja, ek het van die een snoepie na die ander een toe geloop oor die rugbyveld." So dis niks om oor te spog nie. Maar ja, met Jesus se eerste wonderwerk, waar hy water in wyn verander het, in Johannes 2, gee Jesus die instruksie, "Bring vir my kanne vol water." En hy verander dit in wyn. Die verlamde man in Matteus 9 sê Jesus, "Staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe." Doen iets. Hier's 'n wonderwerk wat wag om te gebeur, maar in gehoorsaamheid, in geloof, vra ek van jou om iets te doen. Die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, waarvan opgeteken is in Matteus, Markus en Lukas, het in geloof aan Jesus se soem gevat en sy's genees. Die vermeerdering van die broodjies en die visse het Jesus vir die disippels gesê, "Bring vir my die 5 broodjies en die 2 visse." Ek het altyd vergeet watter een is watter kant om. So toe leer ek myself, vleis is duurder as brood, né? So dit is, as jy ooit vergeet, 5 broodjies en 2 visse, né? Vleis is duurder as brood. So hy het vir die disippels gevra, "Bring vir my hierdie broodjies en visse." En hy het dit vermeerder. Elisa sê vir die weduwee, "Gaan leen kanne." 'n Wonderwerk is op pad. As ons na vers 4 gaan kyk, dan sien ons, "Gaan dan in, sluit die deur agter jou." Dis nog van die instruksies wat Elisa vir haar gee. "Sluit die deur agter jou en jou seuns toe en giet in daardie kanne en sit weg wat vol is." Nou,
wat vir my hier opvallend was, is die feit dat Elisa vir haar sê, gaan in jou huis in, gaan sluit die deur en giet in die kanne. Hoekom kon sy nie net die deur ooplos nie? Ek dink vir 'n oomblik dat daar was 'n skuldeiser wat wag vir haar, aan die een kant. Maar aan die ander kant, lees ons tot in Matteus 6 vers 6, want God doen wonderwerke agtertoe deure. Ons lees in Matteus 6 vers 6, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Gebed verander nie altyd die omstandighede nie, maar dit verander my en jou altyd. Toe ek hierdie lees, toe besef ek, en elke een van ons wat hier sit, kan vanoggend 'n storie vertel van, ja, toe dit net ek en die Here was. Toe hy my so kom volmaak. Toe dit net ek en die Here was, toe ervaar ek sy intense liefde vir my. Toe dit net ek en die Here was, verstaan ek bietjie meer van vergifnis. Toe dit net ek en die Here was dit die begin van 'n groot verandering. Toe dit net ek en die Here was, daar in my binnekamer wat toegesluit is, toe kry ek nuwe hoop. Toe dit net ek en die Here was, daar in my binnekamer wat toegesluit is, toe sit 'n wonderwerk wat wag om te gebeur. Hoe belangrik is dit nie? Hoeveel keer lees ons nie, wees stil en weet, ek is die Here. As ons kyk na Jesus, voor sy kruisiging, hoe het hy een kant toe gegaan, en tyd spandeer met die Vader. En ek het al hieroor 'n boodskap gehad, wat die Here vir my gegee het, want dit is so belangrik in vandag se gejaagde tyd, om te weet, en ek praat eintlik hier met myself, om te weet, al jaag ons hoe, al moet jy 4 uur opstaan, omdat jou dag te vol is. Daai is onmeetbare guns om tyd saam met die Here te spandeer. So ons geloof moenie in ons omstandighede wees nie, maar dit moet wees in God, soos wat ons lees van die wyse man wat sy huis op die rots bou in Matteus 7. So die omstandighede waarin ek en jy ons met dalk bevind, verander dalk nie, maar hoe ek daarna kyk en hoe ek dit hanteer, verander wel. En hierdie merkwaardige vrou gaan, en sy voer stap vir stap hierdie opdragte uit, wat aan haar gegee is deur Elisa, die man van God. As ons sien in vers 5, dan staan daar, sy het toe van hom af weggegaan, en die deur agter haar en haar seuns gesluit, en terwyl hulle vir haar aanbring, giet sy in. Sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seun, bring vir my nog 'n kan aan. Maar hy antwoord haar, daar is geen kanne meer nie. Toe gaan die olie staan. Geloof is nie net hoop nie, dit verg aksie. Ek glo, maar ek moet iets doen. En wat vir my so mooi is, van hierdie hele verhaal, is nie net haar geloof en haar gehoorsaamheid nie, maar die gretigheid om te weet wat die Here wil hê, toe sy niks gehad het nie, toe sy in 'n tekort was, en nou het sy oorvloed, en sy het nog steeds die begeerte om te hoor, wat sê die Here. Sy kom daarop by die man van God aan, om dit vir hom te kenne te gee, en hy sê, gaan verkoop die olie, en betaal jou skulde van die oorige kan jy en jou seuns dan lewe. Nou kom die vraag by my op, sê nou maar, sy was nou te skaam gewees om nou 'n klomp kanne te gaan leen. Sy het net 'n paar geleen. Sy het net die opdrag halfpad uitgevoer. Dan sou sy 10-1 net haar skuld kon betaal. Maar omdat sy voluit uitgevoer het wat hierdie woord wat Elisa vir haar gegee het, wat van God afkom, omdat sy dit voluit uitgevoer het, het sy ten volle hierdie wonderwerk gekry.
En as sy nog kanne gehad het, sou sy nog gekry het, want dit het opgehou toe die kanne ophou. Hoeveel keer gee die Here vir jou en vir my die guns, en dan is ons net halfpad gehoorsaam. Ons luister dalk net, baie keer is ons mos so, wanneer iemand 'n opdrag vir iemand anders gee, dan luister hulle net halfpad en dan word die opdrag halfpad uitgevoer, maar die ander helfte word nie. Hier is die guns van die Here, hy gee guns vir haar, as sy net die helfte gehad het, net die helfte gedoen het, dan sou sy nie dit alles beleef het, wat sy kon beleef het nie. En hoeveel keer is dit met my en jou so? Ek sluit vanoggend af. Om leeg te wees, is aan ons almal bekend. Om die einde van die tou te bereik het, met geen vooruitsig nie. En ek lees in my voorbereiding die volgende wat ek vry vertaal het. Realisme maak 'n knoop in die tou. Negativiteit maak die tou los. Laat los die tou. En positiwiteit maak nog 'n knoop in die tou. So om realisties te wees, weet ek maak 'n knoop in die tou. As ek negatief is, laat val ek die tou. En as ek positief is, dan besluit ek nee, ek maak ek kyk net of ek dalk nog 'n knoop in die tou kan maak, dat ek dit net so bietjie verder kan vat. Maar as ons vanoggend wil sien, en ek weet pastoor sê dit ook altyd, van stappe. Ek hou eintlik van stappe. Ek verstaan wat hy sê, maar ek hou van stappe want ek hou van struktuur. So as ek vanoggend kan sê, stappe wat ons kan volg om wat leeg is, vol te maak. Kyk na 2 Konings 4, vers 1 tot 7. Mag hierdie boodskap vanoggend vir elke een van ons, gaan lees dit weer by die huis, wil ek jou nooi. Daar waar daar 'n plek is waar jy nie einde van die tou gekom het. Mag die Heilige Gees ook elkeen van ons oortuig om te weet, watter plek is dit waar ek aan die einde van die tou gekom het? Watter plek het ek leë kanne wat nodig is om volgemaak te word? Ek nooi elkeen uit, lees dit weer. Ek gaan hierdie hele week lank nog 2 Konings 4 vers 1 tot 7 lees, want in my lewe is daar 'n paar plekke wat ek nodig het, dat hy met kom volmaak. Koning Jesus, so dankie, dat dwars deur u woord, kom wys u vir ons, Here, dat u die God van wonderwerke is, van die Ou Testament tot die Nuwe Testament, Here Jesus, en vandag nog. Dankie dat u dieselfde God is gister, vandag en môre, en dat dit wat hulle beleef het, ons ook kan beleef. Ek bid vir elke persoon wat vanoggend hier sit, en ek vra, Abba Vader, dat u vir ons sal kom wys, waar dit nodig is, as ons dalk nie weet nie, maar daar waar ons wel weet ook, Here, wat ons moet doen, wanneer u vir ons vra, wat het jy in jou huis? Wat het jy tot jou beskikking? Waarmee kan ek jou help? Waar gaan ons begin? Sodat u die wonderwerk kan doen, Here. Ander kere het u net 'n woord gespreek en dit het gebeur. U is almagtig. In u hande lê alles, Here. Ek bid net vanoggend, Here Jesus, dat hierdie woord so na in ons harte sal wees, nie net in ons gedagtes nie, dat ons gaan aksie neem na vanoggend, Here Jesus. In u naam alleen. Amen.